Is jy bly is hier vandag? Ek is verskriklik bly ek is hier vandag. Nou ons kom af met ons reeks Wees gemerk, wees sy heerlikheid. Nou ons het in Januarie het ons begin met ons reeks Wees stil en weet as 'n jaartema wees. Dat die fondasie van die gelowige, die van julle wat met ons kuier, welkom aan ons gaste, die van ons kuier, die fondasie van die gelowige is werklik om stil te wees en te weet dat hy God is. Dis die fondasie waaruit ons uitloop. En daarna het ons so 4 weke tyd spandeer oor hierdie realiteit van wees geken aan sy liefde, dat die gelowige moet geken word. Dis een van die kenmerke, dis seker die hoofkenmerk wat uit die gelowige se lewe moet uitstraal, dat ons geken moet wees aan sy liefde. Maar vandag wil ek begin met 'n reeks Wees gemerk deur sy heerlikheid. En spesifiek oor heerlikheid wat geopenbaar word en die grootheid van die heerlikheid van God. Nou laas jaar het ons 'n reeks gedoen oor die heerlikheid. Dit is so, ek gaan nie baie van dit binne herhaal nie. Maar ek wil in hierdie paar weke vir ons uitpak die geopenbaarde heerlikheid wat dit het. Die effek wat dit het op die mens en hoe ons daarin leef. En met dit gesê wil ek vir jou regtig uitnooi met my hande as pastoor. Volgende week is werklik die wig waarop hierdie 3 week reeks gaan lê. En ek wil jou nooi as daar nou een diens is wat jy wil mis hierdie jaar, moet dit nie volgende week wees nie. As daar iets is wat jy kan uitstel of afstel om seker te maak, jy is hier volgende Sondag, wil ek jou nooi om hier te wees, om hierdie te kom luister. As jy nie kan wees, maak seker jy luister dit. Want hierdie volgende 3 weke gaan ons uitpak, en ek het 'n verskriklike belangrike ding wat ek volgende week moet noem. Soveel so dat ek 'n halve onstuimigheid in my hart het, en ek weet ek gaan weerstand in die gees daar kry, want dit is 'n groot ding wat die moderne kerk nie sommer baie aanspreek nie, maar dit is bietjie kontroversieel. Maar ek wil jou nooi, uit my hart uit, wees hier volgende week. So volgende week gaan bring maar 'n mouthguard saam of 'n helmet. Volgende week gaan maar dalk een van daai dienste wees. Dit gaan 'n swaar diens wees, ek waarsku jou. Maar as jy reg is om daai groot steaks te eet op, van die uitnodiging van die skrif wil ek jou nooi. En ek weet, hier's nie bang mense in Jeffrey's mind. Wees hier so, ek wil jou werklik nooi. Want die volgende week gaan baie die wig waarop in die ding lê. Nou mense kyk my seun soos hy, wat met sy gesig gebeur? Nou, ons was in dispatch gister, so dis nou weet jy, die plek seker baie goed te sê. So, dit is 'n gevaarlike plek. Maklik geskryf, lekker om te weet. Nou ek weet nie wie van julle sal eerlik hier wees nie. Wie het al op die pad 'n boete gekry? Nee, wow! Ja, klop mense. Okay, as jy nog nie 'n boete gekry het nie, hou vas, hy's op pad. Ons gaan 'n kamera jou vat, moenie worry. En so 'n paar jaar terug word ons afgetrek, ons is op pad terug van die Kaap af, en ek dink tot vandag toe nog die ouens die verkeerde kar afgetrek. Trek ons af, en hy sê ek het oor 'n soliede lyn by 'n trok verby gegaan. Ek en my vrou is toe baie verbaas, want ons en die kinders was op die foon, ons het liedjies gesing in die kar, ons het, en ek kan dit nou hier sê, ons het sulke, ek kan dit nie woord kom en gebruik in die kerk. Ons het net vir vakansie, het ons sulke musiek wat ons in die kar luister met vir vakansie, want jy wil nie jou gees te veel besoedel nie, en dan speel ons dit as ons ry, dan kry almal nou weet om hierdie liedjie te sing, en dan sing ons, dis nou wel vakansie, so familie ding. Terwyl ons sing, dis hierdie blou lig lê aan, en nou trek ek af, en die ou trek saam my af, en hy sê vir my nie, ek het dit gesê, maar ons is nog heeltyd agter 'n trok. Ons kan nie. En hy sê dit was ons, ek sê, is jy seker hierdie regte kar? Ja, sê dit was definitief vir ons. Ek sê, maar ons ry nog heeltyd agter die trok, ons het niks gedoen nie, ons sing en ons. Nee, dis definitief julle. Nou imagine gou vir jou in daai oomblik, nou skryf vir die boete, nou sê ek die volgende vir hom. Jy kan nie 'n boete vir my skryf nie, don't judge me. Wie gee jou die reg om my te oordeel? En ek wil jou nooi die volgende keer as dit gebeur, sê dit vir die verkeersman. Hier het jy vinnig gery, don't judge me, wie sê jy? Wie het jou die gesag gegee om my te oordeel? Draai dit begin. En kyk, jou dag gaan baie lank word. En as dit 'n Vrydag is, gaan jy lang naweek hou. Jy gaan nie maandag huis toe. Want jy sien, daar's 'n interessante ding wat ons begin doen het, en die wêreld het dit vir ons gedikteer, dat oordeel hierdie verskriklike ding is. Maar probeer dit gou by 'n verkeersman of 'n polisieman. Want ek het in my lewe geleer, daar's sekere uitsprake wat die regter reeds gesê het, wat reg en verkeerd is in sy eie oë. En dis nie 'n oordeel wat ons oor mense spreek nie, dis wat dit is. Daar's sekere goed wat God gesê het, dis goed in my oë, en daar's sekere goed wat God gesê het, dis sleg in my oë. En as die gelowige bly is oor die waarheid en ons leef in die waarheid, is ons nie bang nie. Maar dit is die beginsel. So met dit gesê, want ek wil hê moet dit nou in jou agterkop hê. Met dit gesê,
Romeine 3 vers 23 sê die volgende. Want elkeen het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis nie my wat op jou skiet nie, dit is net wat dit is. Die Bybel sê inteendeel, daar is nie eers een wat kan sê hy is goed nie, niemand. Niemand kan sê ek is oulik, vlekkeloos en sondeloos nie. Niemand kan dit sê nie. Want elkeen het gesondig, sê Romeine 3 vers 23. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit verwyder ons van die heerlikheid van God. Nou sonder om jou te oordeel. Hy het gesê, don't judge me, ek gaan jou nie oordeel nie, ek gaan jou 'n paar vragies vra. Wie van julle het al, kom ons maak dit sag, dat jy nou nie voel, ek gaan dit sag maak. Wie van julle het al gejok? Wie van julle al gejok? Kijk, ons jokkie, ons lieg. Wie van julle al, ek het al gejok. Okay. Wie van julle het al iets gevat wat nie aan jou behoort nie? Okay. I put it to you. Op jou eie weergawe, wat noem mens mense wat jok? 'n Leenaar. Wat noem mens mense wat steel? Okay, so op jou eie weergawe het jy jouself nou skuldig aan. Ek het jou nie geoordeel nie. Ek het nie vingers verwys of iets gesê nie. Ek het net 'n vraag gevra. Jy moet nou verstaan, as ons die heerlikheid van God geopenbaar wil sien, moet ons verstaan, elkeen van ons het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dit is werklik dit wat ek en jy moet verstaan. Dis die plek waar ons moet begin. Ons kan nie arrogant wees daaroor nie. Ons kan nie kyk hoe oulik is ek nie, waar is ek gebore, wat vir herkoms is my familie nie. Dit is die staat van die mens. Maar die goeie nuus is, in hierdie gevalle staat, sê die Bybel, het Jesus Christus, die volheid van God, homself kom openbaar in sy heerlikheid aan die mens, en ons het dit gesien. En wanneer ons dit beleef, die geopenbare heerlikheid van God, wil ek vir jou sê, dit verander alles. Dit wat ek met Fransjo gesien het, 6 maande terug en waar hy nou is 'n ander mens. En as iets van die heerlikheid van God wat aan hom geopenbaar is, en nie net ek nie, en nie kan ons nie, aan elkeen van ons, wat die mens verander, en as jy eers dit beleef het, kan dinge nooit weer dieselfde wees nie. Dis hoe volgende week so belangrik is, moet dit nie mis nie, hoor. As 'n teoloog is daar 'n paar dinge wat vir my baie belangrik is om te verstaan. Partykeer pla dit my, vir party mense aanvaar net dinge omdat dit so is. Mense wat so 'n bietjie grou en krap wil altyd vaak verstaan, maar hoekom is dit so? Ek weet nie waarvan julle is wat so is nie. Ek wil die hoekom agter goed verstaan. Maar jy moet die hoender so gaar maak. Hoekom? Jy moet die sout op die einde opgooi. Hoekom? Dit is wat die resep sê. Kan die resep verander? Nee. Hoekom nie? Daar is sulke mense, ek besef, dis ook ek en Fransjo, hy het ons so 'n bietjie vandaag. Okay, maar die hoekom wil ek verstaan, want wanneer Romeine 5 kom, en Romeine 5 sê iets baie interessant, dat ons was nie net verlore nie, ons was ook aktief God se vyand. Romeine 5:8, ons is aktief God se vyand, ons staan vyandig teenoor hom. Hoekom sal iemand so iemand wil red? Hoekom sal iemand sy liefdes aan so 'n persoon wil openbaar? Dan kom ons bring dit gou 'n bietjie closer, kom ons bring dit gou 'n bietjie huis toe na jou toe. Is jy al te nagekom deur iemand? Is jy al seer gemaak? Het jy al ingedoen? Het jy al in besigheid dat iemand vir jou raak gery het, maar ek het nou finansiëel skade gely? Dit is daai klas waar daai mense is. Nou moet ek aan hulle goedheid bewys, ek moet mooi wees met hulle, ek moet lief wees vir hulle. Ek wil vir jou sê, vir ons as mens gaan dit bitter moeilik wees. Bitter moeilik wees. So dis die prentjie wat die Bybel vir ons skep. Nie net ontbreek ons sy heerlikheid en ons het gesondig nie, ons is ook aktief vyandig teenoor God. Ons is sy vyand. Nou is die vraag, en dit is die wig wat ek glo waarop die goeie nuus hang. Hoekom sou God dit wil doen? Daai antwoord kry ons in 1 Petrus 3 vers 18. Hierdie is seker van die mooiste verse vir my persoonlik in die Bybel. Dit sê die volgende: want Christus het ook eenmaal vir die sonde gely. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Jy sien nie net kom en ly en sterf hy vir die sonde
die regverdige vir die onregverdige. Hy vir my. Dit is ook onregverdig. Maak het vir jou sin? Dit is ook onregverdig. Hy is nie net die regverdige nie, hy is ook die onskuldige party. Weet jy, kom ek bring dit gou weer vir ons huis toe. Jou buurman oortree. Jy het niks daarmee te doen gehad nie. En hulle stuur vir jou tronk toe. Hoekom stuur hulle met jou by langsom? Is dit regverdig? Nee. Vir vriend of 'n kontak wat op jou foon is en die polisie gaan deur en hulle kry sy kontak op jou foon. Jy gaan tronk toe net omdat jy sy kontak op jou foon het. Is dit regverdig? Nee. Hoekom? Want ek is onskuldig. Jy sien, dis die prentjie. So die Bybel skep vir ons hierdie wig van die goeie nuus. Waar dit dan? Hy het gesterf vir die sonde, gelei vir die sonde, die regverdige vir die onregverdige. En dit is ook onregverdig. Hoe mooi is hierdie? Dis die hoekom. Om ons na God toe te bring. As dit nie die mooiste liefdesverhaal is nie, dan weet ek nie. Iemand wat sy vyand is, iemand wat verlore is, iemand wat buite sy heerlikheid staan, iemand wat onwerd is, iemand met drie hande, ek weet nie of jy het besef, ek en jy het niks wat ons kan bring vir God nie. Ons het niks wat ons vir hom kan bied nie. Niks. Daar's niks wat God by ons nodig het. Maar tog kom sê hy, die regverdige kom sterf vir die onregverdige. En hierdie is die hoekom. Want ek wil jou by my hê. Ek hoop dit beweeg bietjie iets in jou hart van die goedheid van die Here. Maar Here, ek is dan nie vyand. Dis waar, ek wil jou by my hê. Here, ek is vyand. Dis waar, ek wil jou by my hê. Here, ek is verlore. Dis waar, ek wil jou by my hê. En die straf wat vir jou is, kom vat hy. Dit is onregverdig. Hoekom het dit? En daai groot werk vir wat dit is. In Johannes 3 vers 6 en ons ken dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo, nie verlore mag gaan, die ewige lewe kan hê. Maar daai glo is, ek sien dit, ek sien hom vir wie hy is. Want die werk wat hy kom doen het vir my was so groot, ek kan nie anders as om daaroor oorweldig te word nie. Ek is so oorweldig. Nie omdat Renier oulik is nie, maar hoekom sou hy Renier wou hê? Dink ek, kan ons eerlik wees? Ek het myself nou net geklassifiseer as 'n leienaar en 'n dief. Jy kan 'n klomp dinge maar reis bysit. Ek het my eie pad gestoot, my eie wil gevolg, gemaak het wat ek wil. Hoekom sou hy my wou hê? En sy antwoord is, want ek wil jou by my hê. Here, ek is vuil, ek is niks werd, ek wil jou by my hê. En jy sien vir die verlorene, vir die dooie, vir die vyand, vir die sondaar, is hierdie nuus so oorweldigend. Ek kan verstaan hoekom mense dit met albei hande aangryp. Dat die grootheid van God self my sou wou hê, jou sou wou hê. Dit is regtig kerk, dit is regtig goeie nuus. Dis seker die beste nuus wat daar is. Dat as jy eerlik moet wees met jouself, dat die God, die skepper van die hemel en aarde, jou en my sou wou hê. Dat hy ons so lief gehad het, terwyl ons nog sy vyand was, sê daai Romeine 5. In daai kondisie, sê maar ek wil jou by my hê. Dit is heerlikheid geopenbaar. Dis 'n ongekende liefde van rekening, want ek dink nie dit, ons gaan ons leeftyd vat, ek dink nie ons gaan dit ten volle ooit kan verstaan, hoe groot en hoe wyd en hoe diep daai liefde, wat Paulus in Romeine probeer verduidelik, hoe groot en diep dit werklik is. Dis ongelooflik erin. Want elkeen van ons het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou sê hy, nou kom vat in die onregverdige se posisie, want ek wil jou by my hê, ek wil my heerlikheid nie net aan jou openbaar nie, ek wil jou saam met my in hierdie heerlikheid hê. Op aarde, as in 'n gedeeltelike deel, want ons is nog nie in die hemel nie, maar eendag in die volheid, by God. Wil ek jou by my hê. In Johannes 1 vers 5 kom Johannes en hy skryf. En hy skryf bietjie anders as die ander evangelies. Hy begin bietjie anders, hy begin met 'n hele ander hoek. Johannes 1 vers 1 tot 5 sê die volgende. In die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan,
En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes begin, en hy begin vir ons bietjie 'n beskrywing gee aan hoe God homself kom openbaar het aan die mense. Hy begin en hy sê dat hy woord was, en dat hy by God was. Maar hy kom verduidelik om, en hy kom vergelyk Jesus Christus se openbaring aan die mens met lig. En as jy daai woord bietjie in die Grieks uitpak, dan is dit amper die verduideliking van die son, hierdie uitbeelding wat ons hier sien, dis die uitbeelding van die son en die lig wat skyn. Nou ek weet, niemand van ons het deur skool toe gaan om dit te besef nie. Daar is 'n verskil tussen die dag en die nag. En die verskil tussen die dag en die nag is net een verskil. Die dag het 'n son, die nag is aan die ander kant. Dis 'n dag op 'n ander plek. Jy sien, die son is die deurslaggewende realiteit in die heiligheid van God. En dit sê sy lig het so geskyn, skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy sal nooit kry dat donkerte die lig kan oorweldig. Kan nie gebeur nie. Want dis die krag van lig. En die Bybel kom sê sy heerlikheid, die heerlikheid van Jesus Christus is so geopenbaar. Dis soos die lig wat skyn, en die lig skyn op so 'n manier dat duisternis dit nie kan oorweldig nie. Nou wie is die eerste in kerk wat ek jou mee wil bemoedig? En onthou wat ek 'n paar weke terug gesê het. Doenlik wat jy tot bekering kom, is jy glad nie meer 'n sondaar nie. Dis belangrik. Ek wil net sê ek die Here maak so 'n sondaar nie. Nee, is nie. 'n sondaar is 'n sondaar. Jy's daar. Jy's nie meer daar nie. Jy's nou naby. Jy's nou 'n Christen. En 'n Christen. In Christus en hy is in jou. My posisie het verander. My gees DNA het verander. Ek sondig nog, kan ons maar eerlik wees? Ek was gister in dispens. Ek sondig nog, dit maak nie van my 'n sondaar nie. Want die belofte van die heerlikheid van God geopenbaar in die gelowiges se lewe. Weet wat daai goeie nuus? Nie net sterf die regverdige vir die onregverdige om my na hom toe te bring nie. Sy heerlikheid skyn in my lewe en dit raak my deel. Wat sê hy? Dat die duisternis het die lig nie oorweldig nie. Dit beteken die duisternis gaan nie probeer nie. Dit beteken daar gaan oomblik in jou lewe wees nie, maar as die heerlikheid van God geopenbaar is in jou lewe, gaan duisternis dit nooit kan oorweldig nie. Prys die Here. Ja, prys die Here. Want sy lig, die volheid van wie hy is nou geopenbaar in my gees. Ja, die vyand gaan kom en baie keer gaan my ou vlees, jy die graag probeer opstaan en 'n paar dinge te sê, maar dank Vader, ek gaan nie oorweldig word deur dit nie, want dit is sy lig wat in my duisternis kom skyn, en daai duisternis kan die lig nie oorweldig. Dankie Here vir dit. Dis die openbaring van sy heerlikheid. En wanneer die gelowiges se oë oop gaan om dit te sien, dankie Here, U het 'n pad gemaak, en die een van daarvan is, ek wil jou by my hê. Maar dit was die oorspronklike plan in die tuin in Eden. Ek wou vir Adam en Eva, ons moes net wees by mekaar geniet. En ons 'n stuk verlorendheid wat daar inkruip, en hulle verloor dit. Die Vader se hart by dieselfde, ek wil jou by my hê, en ek wil by jou wees. En my heerlikheid en my lig skyn in die duisternis, en die duisternis gaan dit nie oorweldig nie. In Hebreërs 1 kom die Hebreërs skrywer, hy skryf die volgende: nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Hy het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Daar is baie maniere wat God met die mens praat. Deur profete, deur die natuur, deur sy woord. Wanneer met ons praat, maar die Hebreërs skrywer kom skryf iets anders. Hy kom sê dat God praat nou met ons direk deur sy Seun. En dit wat sy Seun kom leer het, maar ook dit wat sy Seun kom doen het. Dis die storie wat aan ons geopenbaar is. Wat hy as erfgenaam vers 2 van alles aangestel het. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het.
Hy wat die afskynsel van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterkant van die majesteit in die hoogte. Dit is die werk van Jesus Christus. Hy is die afskynsel van sy heerlikheid. As jy Jesus sien vir wie hy is, deur sy woord, deur jou geloof, dan begin jy die afskynsel van die Vader sien. Hy is die afdruksel van sy wese. Nou baie mense vra, maar wat is daai afdruksel? Nou daar's baie dinge wat ons aan God kan vasmaak in sy karakter. Nou ek wil graag my nek uitsteek uit my persoonlike oortuiging en ek wil die volgende sê. God openbaar sy karakter op twee maniere. Aan die een kant openbaar hy homself deur sy grootheid en deur sy gesag. En aan die ander kant openbaar hy homself aan die mens deur sy goedheid en deur sy genade. So ek wil hê met hierdie verstaan, met hierdie wat ons gaan die volgende 3 weke baie hieroor praat. God openbaar homself aan die een kant deur sy grootheid en deur sy gesag. En die Bybel is vol daarmee dat God is soewerein, hy regeer. Hy is God. Hy openbaar homself deur sy grootheid. As hy toe met Job praat, en Job is bietjie ontstel oor sy eie pyn en lyding, en hier van Job 38 af begin hy en God met mekaar praat, en God sê vir hom, okay, Job, en hy sê vir hom, hy sê in Engels eintlik mooi, hy sê, gird your loins like a man. Gaan lees dit. Hy sê vir Job, trek jou beld nou styf vas. Nou gaan ons bietjie gesels. En ek dink Job is nog so half vol bravade. Hy sê, okay, kom ons gesels. En gaan lees 'n bietjie en God kom en hy kom praat met Job en hy kom praat met Job oor die dinge wat Job kan sien. En hy sê vir my, weet jy wanneer die wildsbok gaan lam? Want ek weet. Hy sê, weet jy wanneer die leeu sy prooi gaan vang? Hy sê, want ek weet. Hy sê, die wolke, weet jy wanneer die wolke hulle sneeu gaan uitgooi in die berge? Hy sê, weet jy wanneer dit gaan gebeur? Hy sê, want ek weet. En hy begin met 'n klomp goeders begin met Job praat. En toe Job begin agterkom hoe groot God eintlik is. Want Job was so opgevang in sy eie werk en sy eie pyn en sy eie besigheidsverlies. Toe kom hy agter, God is baie groter as dit. Baie! En Job maak klaar, Job sê eintlik iets oulik, hy sê, ek het gepraat oor dinge wat ek nie verstaan het nie. Hy sê, ons is 'n kind wat nou agtergekom, hierdie is heeltemal bo my graadkwalifikasie. Hy sê, ek het gepraat oor goed wat ek nie verstaan het nie. Hy sê, ek sit my hand op my mond van nou af, gaan ek stil bly. Ek gaan nou Job, weet jy wat, God was toe nie klaar met hom nie. Hy sê, nee, ek het nou met jou gepraat oor die goed wat jy kan sien. Nou gaan ek met jou praat oor die goed wat jy nie kan sien. Nou begin God met hom praat oor die uitspansel en die sterre en alles wat bo hom aangaan. Hy sê, Job, jy weet nie eens wat daar aangaan nie. Hy sê, maar ek nie. Job kom en hy sê, ek verneder my nou met sak en as ek kom lê onder die hand, maak ek klaar. Hy sê, ek is oorgegee. U is groot, u is soewerein, u het gesag oor alles. Dit wat u wil doen en kan doen, want u is God. So jy sien, God openbaar hom aan een kant, openbaar hy homself deur sy grootheid en deur sy gesag. Selfs die vyand het gedink, toe hy Adam en Eva uitmoedig en hy kry om te val, en hy kry die sleutels van hierdie koninkryk, hierdie domein, en hy raak die God van die wêreld met 'n klein gees, sê die Bybel, en dit raak sy wêreld, hy gedink, ek het dit alles. Ek het uitmoedig, hier is nou my plek, dis hoekom hy vir Jesus kom sê, val voor meneer en aanbid my, en ek sal al die koninkryk vir jou gee, want dit is myne. Dis kom Jesus sê, nee, jy verstaan nie werk, jy dink is jou. Jy het gehad net vir 'n tyd, omdat jy die slang was en lustig was. Dis nie permanent jou nie. Ons het hierdie stuk vir jou vir 'n tyd gegee, want ons wil ons grootheid aan die mens kom openbaar, en ons wil die vir mens kom wys, ons het gesag. My Vader het gesag, jy het nie sê oor hierdie wêreld nie. En by ons en daar gesag kom terugvat, selfs die krag van die doderyk het ek sê, nee, dis hoe gaan werk. So God kom openbaar homself op een kant deur sy grootheid, en deur sy gesag. En goed dat ons baie sê, God het die laaste sê. Maar julle, wat van so en so? Hy het die laaste sê. Wat van die en daai? Hy het die laaste sê. En hy openbaar homself ook deur sy genade en deur sy goedheid. Die regverdige sterf vir die onregverdige. Ek wil my toe bring.
Kolossense 1 vers 15 tot 20 sê die volgende. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, en alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Vers 17. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dood, dankie my skat, sodat hy eerste in alles kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge, wat op aarde sowel as die dinge wat in die hemele is. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die skepping. Johannes 14, kom Filippus by Jesus, in die geopenbaarde heerlikheid van God, en hy kom vra vir die Here die volgende, in vers 8 van Johannes 14. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. So Filippus kom na Jesus toe en sê, maar, jy praat so baie oor die Vader, wys vir ons die Vader, dis vir ons, dan is ons oké, dan sal ons alles verstaan. Paulus kom en skryf in Kolossense, hy is die openbaring van God. Jesus Christus is daai openbaring. Kyk wat sê Jesus in vers 9. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy kom sê vir Filippus, hoe lang stap ons nou die pad saam? Wie dink jy is ek? Kyk wat sê Jesus. Hy wat my gesien het die Vader gesien. Jy sien, wanneer Jesus in ons lewe instap, en ons begin om sien vir wie hy is, die openbaring van die heerlikheid van God, dan verander dit jou lewe. Dit verander die toestand van die mens. Want wanneer jy hierdie liefdesverhaal, hierdie reddingspoging, of nie reddingspoging, hierdie suksesvolle redding, van Jesus begin sien vir wat dit is, die onwerd, kry 'n plek by die Vader. Die verlorene word ingenooi, die sondaar word vergewe, die dooie word opgewek, die vyand word deelgemaak. Prys die Here, dankie Frans. Dit is die werk van, dit is heerlikheid, maar dit is onverdienste genade. Want dis nie een van ons wat dit verdien, want elkeen het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou is ek 'n buitestander, soos daai kinders in die flieks, wat buite staan en in die winkel inkyk. Hier is al die speelgoed, hier is al die kos, hier is al die, maar ek's buite, ek het geen manier om hier in te kom, ek het nie geld nie. Ek het niks om te bied nie. Nie kom die regverdige en hy sterf vir die onregverdige. Hoekom? Want ek wil jou na my toe bring. Ek wil hierdie heerlikheid, hierdie openbaring van wie God is, ek wil jou in dit kom innooi, ek wil jou deel maak van dit. Ek wil my heerlikheid aan jou kom openbaar. Want as jy die geopenbaarde heerlikheid van God begin sien, jy beleef dat jy proe en jy smaak het in jou eie lewe, lekker jou sê, niks kan ooit weer dieselfde wees nie. Ek het hier al baie gesê, tot die ontsteltenis van 'n klomp mense. Nie eens as jy terugval en wegloop, voel sonde ooit weer dieselfde. Dit doen nie. Want iets het so ver geskuif in jou gees DNA. Jy is onherroepelik verander. 2 Korintiërs 5 praat van, jy is nou 'n nuwe skepsel in vers 17. Jy was in een toestand, jy is letterlik nou iets anders. Wanneer God se heerlikheid aan jou kom raak. Dis wat met ons gebeur en gebeur het. In Johannes 1 vers 14 tot 18 wat ek in die begin gelees het, kom hier Johannes en hy skryf nou verder. Hy sê, in hom was die lig en die lig was die wêreld en die duisternis die lig nie oorweldig nie. Hy het alles geskaap en dan sê in vers 14, hierdie lig, hierdie grootheid van wie God is, wat almal kan sien, hy het alles geskaap, alles is deur hom gemaak, alles word deur hom behou. Hy druk die duisternis weg en dit kan hom nie oorweldig nie. Dis hoe groot God is. Kyk wat sê in vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n heerlikheid soos die eniggebore wat van die Vader kom, en dan sê hy, hoe dat daai heerlikheid vol genade en vol waarheid.
Jy sien die waarheid kant is sy gesag en sy grootheid. Dis waar, hy is God. Hy is soewerein, maar hy is ook goed en hy betoon sy genade aan ons. Hy sê hierdie woord het vlees geword en onder ons gewoon. Daai woord beteken tabernakel. Hy het nie 'n huis gebou nie, hy het 'n tempel kom opsit. Hy het 'n plek gesit waar ons kan kom, ek kan kom met my gebrokenheid, my seer, my pyn, en ek kan alles daar kom genees. In die antieke tyd was dit die tabernakel, en meer moderne tyd tot 66 na Christus was dit die tempel. Mense wou nie daar uitkom, as ek by die tempel kan uitkom, dan weet ek God kan my help. In die Openbaring is nee, Jesus Christus word met daai tabernakel. Dankie Vader dat hy bly nie in 'n plek wat deur mense se hande gebou is. Dankie Here vir dit. Ek hoef nie 'n Jerusalem toe te gaan om genesing te beleef nie. Ek hoef nie in 'n tempel te gaan staan ergens of in 'n sinagoge of iets op 'n plek of selfs hier in 'n gebou dat die Here my kom aanraak nie. Dit kan in my kar gebeur. Dit kan in die gutter gebeur. Vra so dit kan voor die kerk se deur gebeur. Dis waar dit gebeur het. Dis ek kom maak tabernakel, ek kom maak 'n tabernakel. Dis nie meer 'n plek waar jy moet gaan en dis vir 'n persoon dat jy enige plek kan kry. Die enige plek kan kry sê, het jy die mooi van die Bybel is elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen. Hy sê nie as jy hom aanroep op die regte tyd nie. Hy sê nie as jy hom aanroep op die regte plek nie. Hy sê nie as jy hom aanroep op die regte manier nie. Hy sê elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want die regverdige het vir die onregverdige gesterf, want ek wil jou by my hê. Dankie Here, dat jy my by jy wil hê. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie wat ek gaan bring nie, ek weet nie wat ek daar gaan doen nie, want ek het niks om te gee nie, maar dankie Vader dat jy my wil hê. Psalm kom skryf het so mooi, hy sê, wat is die mens dat jy aan my sou dink? Wat is ek? As ek moet eerlik wees, en ek kyk myself in die spieël, die rou ek. Maar ons moet eerlik wees met onsself. Almal van ons hier. As goeders wat jy wil hê, geen mens ooit van jou moet weet daarvoor. Maar hy kyk na ons en hy sê, ek wil jou met my hê. Ek kom myself openbaar in jou, want my volheid, ek is vol genade, en ek is vol waarheid. Dis die volheid van wie ek is. Ons het sy heerlikheid aanskou, en daai heerlikheid is aan ons so geopenbaar, deur die volheid van genade, en die volheid van waarheid. Jy sien, ek het hierdie geleer as leraar, en ook as 'n kind van die Here, genade kan nie op sy eie loop nie. Ek het ook geleer dat waarheid kan nie op sy eie loop nie. Want dank die Vader, Jesus Christus, kom in die volheid van albei. Vol genade en vol waarheid. Hy het nie net vir my gesê, ek ontbreek aan sy heerlikheid, want dis waar. Hy het ook vir my 'n pad gemaak deur Jesus Christus. Hy het homself nie net geopenbaar deur die grootheid van sy gesag en sy grootheid, maar ook deur sy goedheid en deur sy genade. En die volheid daarvan gekom. En Johannes in die volgende vers 15 sê die volgende, hy sê Johannes, hy wat skryf, Johannes getuig van hom. En hy roep, dis vir hom ernstig, en sê, dit was hy van wie ek gesê, hy wat na my kom, het vroeër geword, hier is Johannes die Doper, Johannes die Doper wat hier praat, wat na my kom, het groot geword, en dit was eerder hy as ek. Vers 16, en hy het sy volheid, het ons almal ontvang, genade op genade. So Bybel het of jou soek jou van onderstreep daai. En hy het sy volheid, wat sy volheid, die openbaring van sy heerlikheid, het ons almal ontvang, genade op genade. Ek vra baie mense, wat is genade? Kom ek gaan gou vir jou verduidelik. Genade is twee goed. Nommer 1, jy kry nie wat jy verdien nie. Dis die eerste kant van genade. Jy kry nie wat jy verdien nie. Die tweede deel van genade is, jy kry nie, of jy kry wat jy nie verdien nie. Eerste is, jy kry nie wat jy verdien nie, jy kry 'n pak slaim om kry. Jy kry hom nie. God het hom wat sonder sonde was, sonde gemaak vir ons. Hy het my plek gevat. En nou is ons die geregtigheid van God in Christus Jesus. So ek kry nie wat ek verdien nie. En nou kry ek wat ek nie verdien nie.
Nie net wat in my plek nie, gee my syne. Nie net kom sterf die regverdige vir die onregverdige, hy doen dit sodat hy my na hom toe kan bring. Dis onregverdig, dit maak nie sin nie, maar dit is genade. Hy sê, dit was ons realiteit, en uit sy volheid, die eerlikheid, het ons wie? Almal ontvang. Genade, op genade. Hoe ver gaan die Here se genade? Verder as wat jy dink. Hoe ver gaan die Here se genade? Dieper as wat jy dink. Hoe groot is die Here se genade? Baie meer as wat jy kan verwag. Want in die volk van sy openbaring, van sy heerlikheid, het ons elkeen ontvang, almal ontvang, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Nou sê hy, tot op hierdie stadium het niemand God gesien. En sê, maar nou sien ons die volle openbaring van wie God is. En ek wil vir jou sê hier vandag, met groot deernis in my hart, as dit nog nie jou realiteit is nie, en ek praat nie van 'n geesbelewenis nie, dis nie waar ek gaan nie, dat jy iets met emosioneel beleef nie, maar dat hierdie jou gebed sal wees, Here, maak my oop dat ek dit kan sien van wat dit is, vir die werk wat Jesus Christus kom doen het, vir die pad wat hy kom maak het, dat ek die volheid van dit kan en sal ontvang. Want as jy hierdie geopenbare heerlikheid van God kan sien, soos die son wat skyn, as jy leef nie meer die sin, maar dan weet ek, hy is die bron van genade, hy is die bron van waarheid, hy is die bron van my lig, hy is die bron van lewe, hy is die bron van liefde, hy is die bron van aanvaarding, hy is die bron. En hy was daai openbaring wat my en jou deel maak. Eksodus 34, en ek gaan klaarmaak. Eksodus 34 kom Moses en hy die Here gevra, wys my die heerlikheid, en as 'n klomp dinge wat gebeur het, en op 'n stadium so net die teenwoordigheid van die Here, is dit so intens dat Moses se gesig begin skyn. Fisies, van Openbaring, van Eksodus 33 af, van 34 kom hy af, 29 tot 35, as dit wil gaan lees, van Eksodus 34, kom hy af, en die mense sê net vir hom, Moses, broer, dis bietjie kwaai, maak nie jou gesig, ons kan nie jou praat nie, dink nou is bietjie rof, hy was so in die teenwoordigheid van die Here, dat sy gesig het die mense se oë geskyn. Nou sê die Bybel, as hy uitgekom en dan moes hy moes 'n sluier oor sy gesig wat hang. Dis te kwaai. 2 Korintiërs 3 sê die volgende, vers 16, hoe mooi is dit? Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Moses se skyn het uiteindelik weggegaan. Maar die wat hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Dis die openbare eerlikheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Jy sien, hier is die kruks van die saak. Nie net sien ons die heerlikheid van die Vader, nie net glo ons dit nie. Ek sê, maar wanneer ons onbedekte gesig oopgaan en ons kyk in 'n spieël en ons sien sy heerlikheid en ons sien die Vader deur sy seun Jesus Christus vir wie hy is, dan sê die Bybel, dan word ons verander. Ons word verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Jy's aanvaar en perfek in die oë van die Here, maar jy's in proses. Ons laas al daar gepraat. Maar ek sien hierdie beeld, my onbedekte gesig, ek sien die heerlikheid van van God vir wie hy is, dan word ek verander. Maar daai selfde beeld, kerk is die uitnodig. Dieselfde beeld. Ek het begin, ek het begin in Romeine 3 vandag. Romeine 3, vers 23. En elkeen het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van die Vader. Elkeen.
François, reg om hier agter, die Powerhouse kinders daar bo, hulle definitief almal gesondig. Almal onder tot by die kinders. Selfs die kleintjies wat nog eens bewus is van sonde. Dit gaan nog vanself gebeur. Niemand hoef 'n kind te leer hierop nie, hy doen dit vanself. Jy sit nie vir jou kind en sê gou agter man, gaan so, was ek. Jenny, niemand van julle het vir julle kinders gedoen nie. Jy wil hulle gevra het, wie die kondensmelk geëet? Was ek. Kom, elkeen het gesondig. En die veel wat nog kleintjies het, is so skok as jy agterkom. Nou kom my gevalle natuur nou uit. Hy was onskuldig tot vandag toe, hier is dit nou. My klein leenaartjie. Elkeen het gesondig en dit ontbreek ons aan die heiligheid van God. Daar is die ding wat tussen ons staan, ons eie natuur, ons gevalle, ons vyandigheid teenoor God. Maar dankie Vader, die regverdigheid gekom en gelei. Vir die onregverdige, om ons na God toe te bring. Uit sy heerlikheid kom openbaar, vol van genade en waarheid. En hier ontvang ons nou genade, op genade. En as jy die seun begin sien vir wie hy is, dan verander dit alles. Want elkeen het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heiligheid van God. En as ons net daar stop kerk, is dit nie goeie nuus nie. Dis slegte nuus. Want die slegte nuus is elkeen van ons weet dit, jy het dit al gesmaak, dit was jou realiteit. En ek sou glo vir die meeste, of vir almal hier vandag, is dit nie ons realiteit. Want Romeine 3 vers 24 sê die volgende. Nou, elkeen het gesondig en die breek aan die heerlikheid van God. En dankie Vader, daar staan 'n komma, nie 'n punt. As daar 'n punt gestaan het, was die slot oor 'n hier se lewe geskryf. Dan was daar geen hoop vir enige een van ons. Dan was dit die openbaring van die lig, wat die lig van die lewe was in die duisternis, is dit nie oorweldig nie, sou my niks gehelp het nie. As daar 'n punt gestaan het. Elkeen het gesondig en ontbreek aan die heiligheid van God. Punt. Kan ons maar huis toe gaan. Ons kan maar opgee. Daar is geen hulp vir ons nie. Maar daar staan 'n komma. Hoor wat sê dit? En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Prys die Here. Dis van julle wat dit moet hoor vandag. Hoe ver gaan God se genade? Verder as wat jy dink. Hoe groot is God se genade vir jou? Groter as wat jy kan dink. Donderdag aand toe ons by vriende van ons kuier, sê ons baie keer dink die gelowige, God se genade is net daar vir my redding. En as ek na red val en sondig, is dit klaar met my. Nee. Sy genade red my nie net nie. Sy genade hou my ook. Dankie Here. Want in hom ontvang ons genade op genade. Elkeen het gesondig en ontbreek aan die heiligheid van God. Ja. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Nie nog gaan kom nie, is. Ek het die span gevra om ons te kom lei in 'n lied. Dit is baie ou Afrikaanse lied. Moet jy sien, wanneer die gelowige se redding kom. En Jesus praat in Johannes 3, praat hy hieroor, hy sê, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. So ons bid, Here, maak ons oë dat ons U kan sien, dat ons hierdie heerlikheid kan aanskou, soos hierdie son wat skyn, hierdie lig geopenbaar, die volheid van die genade en die volheid van die waarheid, dat mag dit met my gebeur. Jy sien die oomblik wat jy tot bekering kom in jou wedergeboorte, in die Bybel gebruik dit en vergelyk dit met die geboorte van 'n baba. Jy's nog klein, nou moet jy groei,
Daai Korinte 3 wat ons nou gelees het, ons word van gedaante verander van heerlikheid tot eerlikheid. Dis die proses wat moet gaan. Jy sien, soos wat ek beweeg in my verhouding met die Here, en hoe nader ek aan God kom, dan begin ek die volheid van die elemente van sy karakter sien, sy eerlikheid. Aan die een kant sy gesag en sy grootheid. Ek word daaroor oorweldig. En dan sien ek ook sy goedheid en sy genade wat my help. Die deel van hom. En hierdie lied gaan presies oor dit. Jy gaan dit ken, jy kan die oor toemaak, jy kan die woorde saam sing, maar hulle gaan net vir oomblik dit lei. Here, mag dit ons gebed wees vandag. Kom ons sing. Was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid ons. Die heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid.
En hy het hierdie volheid, sy volheid, het almal ontvang. Genade op genade. Here, dankie dat U heerlikheid aan die mens kom openbaar het. Dankie dat dit nie 'n algemene openbaring was nie, maar 'n openbaring aan elkeen van ons. Here, en ek wil kom bid vir die wat se oë nog toe is, maak hulle oë oop om te kan sien. Die grootte en die wyte en die diepte van die werk van Jesus Christus, wat die openbaring van die Vader is, die volheid van sy heerlikheid, sy afdruksel, sy afskynsel. As ons oë sal oopmaak en die spieël sal sien, die heerlikheid van die Vader, wat harte en lewens transformeer, en van gedaante laat verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Dankie dat dit nie net eenmalig was, 2000 jaar terug, maar dat vandag hier nou, iemand se werklikheid kan wees. 20 jaar terug my realiteit was, 6 maande terug François se realiteit was, maar dat die elkeen van ons geroep het, en die heerlikheid kom openbaar het, genade op genade. Die gesag en die grootheid, maar ook die goedheid en die genade. Mag U nou die ander raak wat ek nog nie sien, die volheid van die werk van Jesus Christus. Wat gebeur het om ons na U toe te bring, om 'n pad te maak, om die verlorene, die vyand na U toe te bring. Ons dank U vir dit, in Jesus naam. In Jesus naam. Ek wil jou ook nooi, as jy persoonlike bediening nodig het, as jy oor die wil graag hê iemand moet saam met my bid. Ons gaan elke Sondag hier aan my linkerkant het ons spanne wat saam met jou wil bid. Sê ek het gebed nodig vandag, moenie daaroor gaan nie. Kom asseblief hier na vorentoe. Ek wil graag by jou kom bid. Of kom net aan die verhoogte, ons sal dit kom ontvang. Ons wil baie graag saam met jou bid en die Here vertrou vir 'n wonderwerk. En Dinsdag aand 6:30 wil ek jou nooi vir ons bedieningsaand. Ons gaan regtig die Here vertrou vir wonderwerk, vir getuienis. So moet dit nie mis nie. Kom wees hier Dinsdag aand 6:30. Ek gaan jou vra, steek jou hand uit na my, gaan my uitsteek na jou, en ons gaan mekaar seën. En nou, mag die genade van Jesus Christus, en die liefde van ons Vader, en die vrede en die gemeenskap van die Heilige Gees, by jou wees en bly. Mag jy sy heerlikheid sien, mag jy in sy heerlikheid leef, elke dag, in Jesus naam. Amen. Amen.